Geliefdes, goeiemiddag. Wat 'n voorreg is dit om u weer te groet op hierdie pragtige donderdag middag. Ons het lekker weer, koel weer. Vanoggend toe ek my dogter taxiering toe pad, besef ek weer die grootheid van die Here. En ek het so nog 'n eind verder gestap, bietjie oefening gedoen en so aan. Want wie gaan ons liggaam kyk as ons nie self daarna gaan kyk nie. Dit is kom ons mense so sieklik is. Ons mense het hierdie terminale siektes, suiker, hoë bloed en al hierdie tipe van siektes, omdat daar nie genoegsame oefening gegee word aan 'n liggaam nie. En ek weer opnuut waardering vir wat die Here in ons lewe doen. Geliefdes, ja, ek gou net hier 'n veranderingkie maak. Ek wil vandag bietjie met ons mense praat en uitwys, spesifiek klem lê op dit wat heidaglik verskoon net hasie. Dit wat heidaglik in beweging is, in kanale is, en wat gepraat word en besprekings rondom die regulasie van die kerk en al hierdie jy weet, daar is van ons mense wat saamstem ek vir een is heeltemal teen die regulasie van die kerk. Hoe kan jy die gees van die Here, God se kerk, reguleer en dit as 'n wêreldse entiteit, soos 'n wêreldse entiteit bedryf? Daar is van ons predikers en pastore, leiers en dominees wat daarvoor is vir regulasie, maar jy moet verstaan, nie ons almal se werksamehede is dieselfde nie. Soos byvoorbeeld, as jy 'n dominee wil raak, moet jy gaan studeer en dit raak dus jou werk. Ons wat in die Pinkster geleedere is, in die charisma geleedere, daar is nie so ernstige klem op gaan studies nie, want ons is afhanklik van die Heilige Gees. Nie dat ek sê dat ons mense moenie vir hulle gaan bekwam nie, ons mense moenie gaan leer nie. Ek vir een het my tyd afgebaken en ek het gaan studeer. Amen, ek het gaan studeer en dit is op die einde van die dag net om jou kennis te verbreed rondom die skrif. Maar daar is nie so wat 'n klem op ons om te gaan studeer nie, want ons kry nie salaris van die kerk af nie. U gaan op my sê, maar daar is van hulle wie goeie geld maak en so aan. Die betrokke gemeente waarin hulle doen, as die kerk dit kan bekostig en kan leiers en pastore of die predikant of die apostels of wie ever kan vir hulle jy weet, onderhou met 'n salaris en so aan, is daar geen fout nie. Dit hang van elke plaaslike gemeente af of hulle dit so in hulle hart sien om die betrokke leier te jy weet, onderhou finansiëel. Geliefdes, ons moet ook verstaan dat die tyd waarin ons ingaan, ons beweeg al hoe nader na die eindtyd toe. Nie dat ons nog nie daar is nie, ons is alreeds daar. My ma het altyd gesê, ons is in beseringstyd. En jy weet, die wêreld gaan die vyand gaan sy slag slaan en hy gaan mense gebruik om, jy weet, sekere goed te doen. Skielik, jy weet, hoor jy van regulasies, jy weet, en ook, jy weet, mense kon het verwag, want jy weet, daar's mense wat snaakse goed doen in die naam van ons Here Jesus Christus. Wie
nie 'n mandaat van God afgekry het nie. Jy weet, mense verneder, wat verkleineer. Ek het gesien nou, en ek het al 'n hele paar van die gemeentelede so afgestaan, wat agter hierdie profete aan hardloop. Dan word hierdie mense nou in die ronde geskop en getrap en geslaan, en ons mense leer nie, want ons lees nie die woord nie. Of ons lees die woord, maar ons het nie die Heilige Gees binne ons nie, omdat ons nog steeds die sondige natuur baie aktief in ons is. So, dit is waarom ons mense maklik weggelei word, maklik gemislei word. En jy weet, wanneer ons mense by hierdie mooi kerke kom, en jy kom nou hier van 'n agtergeblewe kerk af, en at least het jy die waarheid daar gekry. Jy kry dieselfde woord by die ander gemeente wat nou miskien 'n mega kerk is, en dan word daar miskien net 'n ietsie ekstra bygesit. Nie omdat hulle breiter is nie, die woord van die Here bly dieselfde. Dit sal nooit kan verander nie. Dit word miskien maar net 'n bietjie opgedis daar, bietjie mooi geskets, en miskien word daar sekere goed toegelaat, en miskien word daar sekere goed weggelaat uit die skrif, ons weet nie. Maar wat ek vir u wel sê, jy gaan oral waar jy gaan, sal jy die woord van die Here moet lees. Jy sal moet self studie doen, sodat jy nie mislei kan word nie. En dit is wat ons mense nie doen. Ons is baie gemaklik. Ons is soos die Israeliete wat gevoed wil wees. Ons wil al die lekkernye wil ons hê, die lekkerste goed in die droogtes wil ons geniet, maar ons is nie bereid om self die harde bene te kou nie. Nee, ons is nie bereid nie. Dis waarom die kerk huidiglik in 'n proses is van waar die government die kerk wil reguleer. Die kerk van die Here, baie van ons gelowiges staan dit teen. Daar is van die groot kerke, die ortodokse kerke en die Anglican kerke wat die regulasie goedkeur. Soos ek weer sê, nie ons almal glo dieselfde goed nie. Nie ons almal word geboks in 'n sekere raamwerk waarvolgens die kerk beweeg. Nee, ons wie bloedgewas is, uitverkore is, gewas deur God se bloed is, ons is afhanklik van die Heilige Gees. So niemand kan jou boodskap reguleer nie. Niemand kan vir jou sê wat om te preek nie. Ek dink so 'n paar jaar gelede was daar 'n vriend van my, ons op Facebook, sal ek sê, Facebook vriende, was hy, jy weet, gedagbaar vir hartspraak. Baie van ons sal hom ken, Pastor Oscar Bougaard. Hy was aangekla vir hartspraak omdat hy die woord van die Here gekwoteer het. Dit sê vir my baie. En dit is nou al 'n paar jaar gelede, en hier het ons nou die storie van regulasies. Miskien was dit ook nou een voorbeeld, maar dan is daar nou die inkommers, die wat hulle noem illegal aliens, wat van buite afkom, met hulle sogenaamde profetiese gawes en sogenaamde Holy Ghost power stuff wat hulle het, miracle money nonsens wat hulle aan ons mense verkoop, hierdie olies wat hulle, jy weet, by hulle huise opmaak en dan in botteltjies gooi, en dan vir ons mense sê, as jy van hierdie olie op jou smeer, dan sal dit en dat met jou gebeur. Al hierdie nonsens glo ons mense, en ons glo nie God se woord nie. Luister, you don't need oil to get healed. Die Bybel sê dat die Here sê die volgende: ons sal hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Hy sê nie dat jy olie smeer nie. Hy sê julle sal die hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Die ander woord wat die Here self daar vir ons gee, hy sê dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy het die olie nodig nie. Jy het nie nodig om blink gesmeer te word om die salwing van die Here op jou lewe te hê nie. Jy moet net 'n verhouding met God hê.
Amen. Jy moet glo dat die Here is die God wie kan gesond maak. Jy moet glo dat die Here opereert in die onmoontlike, dit wat by die mens nie moontlik is nie. Inderdaad is ons by God moontlik. So die kerk is in regulasie. Die kerk, die government probeer baie hard, die kerk stribbel tee, en so aan. En ons kan nog baie goed verwag wat sy kop gaan uitsteek binnekort. Ek wil vir u hierdie storie gou deurgee, dit wat eindiglik aan die gang is. Nou, baie van ons mense ken nie hierdie vrou nie, ek ken ook nie vir haar nie, maar sy is glo die CRL Right Commission chairperson. Sy is die CRL Right Commission chairperson. En haar naam is Toko Makwenazi seker Aluva. Dit is haar naam. En sy sê die volgende oor die kerke, die pastore en die gelowiges of die Christene. I'm just going to read it in English. You can follow also on the screen. It is there for yourself to read. Number 1, no one talks to God. En dit is wat sy glo. Sy sê niemand kan met die Here praat nie. Niemand kan met God praat nie. Nou, as iemand vir my so 'n stelling maak en so 'n boodskap gee, dan sê vir my hierdie persoon is of 'n ateïs, of hierdie persoon glo glad nie aan die Here nie, want hoe gaan jy dan nou God se guns oor jou lewe kry? Hoe gaan jy kan ontvang as jy nie met die Here praat nie? Terwyl die skrif sê, hulle wie klop sal oopgemaak word, hulle wie vra sal ontvang. Nou, as jy na hierdie punt kyk, kan jy nou al klaar sien dat hierdie vrou is heeltemal teen, she's like the Antichrist in Suid-Afrika. Sy sê, no one talks to God. Number 2, if you say you hear from God, you must be taken to a psychiatric ward. Nou, jy kan die mind self opmaak. Jy kan die mind self opmaak. As jy nie van God hoor nie. Hier is dit dan, die woord van die Here is genoeg bewys dat die Here God met ons praat. So wat sy eintlik sê, wanneer jy die woord lees, dan is somebody is talking to you, but it's not God. So she says, if you say you hear from God, you must be taken to the psychiatric ward. Number 3, she calls the church a circus that must stop. Number 4, she calls Christians cows to be milked. En dit gaan nou oor die sekere pastore of die sekere predikante of hierdie jy weet, groot megakerk predikers wat groot geld kry en dan lei die gemeente daaronder. En nou sê sy dat die kerk word gemelk. Sy sê die mense is soos koeie wat gemelk word. Can you believe it? Number 5, she says Christians are liars and cuckoo. And cuckoo, which means they say we are crazy. She says we are crazy. Number 6, she says pastors are not to be asked about regulation of church as they are enjoying the circus that is happening. Yeah, can't believe it. I can't believe it. This is actually what she says. She says pastors are not to be asked about regulation of church
of the church as they are enjoying the circus that is happening. Number 7, she calls Christianity a thing. Imagine. She suggests that angels wear underwear that they can wave back at believers. Hey, this ladies, die vrou sal voor God staan. Sy sal voor die Here kom. En dan moet sy al hierdie goed sê. Ek wonder wat sal haar antwoord wees. Number 9, she describes believers as people who are under a spell of religious leaders. Sure. Number 10, she says pastors and religious leaders have become more ridiculous. Sure. Hierdie vrou sal voor die Here kom. Geliefdes, laat ek vir u 'n klip speel, dan sal u nou vir myself sê, wie is hier aan die verkeerde kant? Dat as die woord van die Here nie waar is nie, as ons God nie lewe nie, en as ons nie van die Here kan hoor nie, luister die getuienis van iemand wat oor die 20 jaar drankverslaaf was. Oor die 20 jaar. Greet the Father ministry. Amen. And thank you for this opportunity this morning. Yes. The call is ours. Yes. Do you love me? Yes. Simone Gallona. Simon Petrus sê ja. En die Here vra weer, het jy my lief, Simon Petrus? Yes. Maar die Here vra my derde maal, do you love me? Yes. And this morning, I fell in love with Jesus. Amen. Amen. Because I was a drug addict Yes. for 22 years of my life. I don't need to preach to you the word of God. I have a testimony about Jesus Christ. I don't need to tell you the Bible from Genesis to Revelation, but I can tell you that I was a drug addict and no one could set me free. I could have go to a chemist and buy tablets and say, sir, I need some medication, and this would give me over the counter. There is no cure for a man that has been 22 years on drugs. You cannot walk into a rehabilitation center and get set free from drug addiction. As my closer kan jou sê, ek was gister 43 jaar getrouwd. Amen. 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 I was married yesterday for 43 years. Amen. En ek wil jou sê vanmorgen, that's why that special day, Mama. You know where I met Jesus? I didn't meet Jesus in the church. I met Jesus in my cloakroom. My boss couldn't stop Jesus from wanting to save a drug addict like me. And my Jesus kom ingestap
aan die kant van Kennedy King en Lower Road, Lower Main Road, Woodstock. En hy red die trak uit die... Amen. 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 He did not mean that to God. Yes. Yes. En is aan amper 25 jaar. Ja. En het gesê, Whitey, hy gaan het nie maak. Amen. No, I come from the streets of Lavender Hill. Yes. En toen raak ek jeugdgroot in die Mitchellsplein. Yes. Nou, ek kom uit die Mitchellsplein. Yes. Ek ben een chef van morgen. Ek stap die morgen in by die plek. En die specifieke man sê vir my, die Here sê, ek moet nie bid vir jou nie. Nou Here, hy sê, tells me, go on your knees. Confess. Hy sê my, verlei voor die Here. Nou, As dit nie die Here is nie, wat iemand wat vir 22 jaar verslaaf was aan drugs en sy lewe radikaal verander het nie, dan weet ek nie wie kan dit doen nie. So hierdie vrou Toko Makonasi Aluva moet seker gaan maak van wat sy sê van die kerk en wat sy dink van die kerk en wat sy sê van God en wat sy dink van God. Die Here is nie iemand met wie jy kan speel nie. Amen. As die Here mense se lewens by die dag verander, hy is in staat om 'n hele land op sy dak te draai. Amen. Want weet jy wat, hy is God. Hy het geen iemand se goedkeuring nodig nie. So mevrou, ek hoop jy kry hierdie boodskap. Jy kan God se kerk, God se predikers, God se sprekers, kan jy nie reguleer nie. Halleluja. Ons is geroep deur die Here, gewas deur die Here, vrygemaak deur die Here, losgekoop deur die Here, wat jy nie kon doen nie. Nie die reëls van die government kon dit doen nie. In fact, al wat ons government heiliglik doen, hulle is besig om baie van ons mense se dood te veroorsaak deur wette wat ongoddelik is en 'n krimineel toegang gee om dood te maak, te roof, te steel en dan kry die mense borgtog of 'n paar maande tronkgevangenis. Dit is wat die government heiliglik doen. Wat hulle is veronderstel is om te doen, is om die wet te verander en toegang te gee aan hierdie predikers, wat hierdie vrou aanspreek of aansien as sirkus, dat hierdie mense by die tronke moet inkom en dan daai evangelie ook daar vir hulle gee. Jo, ons mense het God nodig. Ons mense het nie 350's nodig nie. Ja, 350 kan 'n brood ons so aankoop. Maar ons mense die Here nodig, sodat hulle lewe voor die Here reg gestel kan word. Ek wil hierdie klip laaste speel. My tyd is amper om. Dan kyk jy hoe staan hierdie jongman op vir sy godheid, vir sy God. Hy sal hom nie laat stop nie. Ek wonder hoeveel van ons is daar wat bereid is om te bloei, om in die tronk gegooi te word vir hierdie evangelie. Amen. Luister.
kan jy sien waarna toe hierdie ongoddelikheid gaan. Dan het ons mense nog tyd om mekaar af te breek. Dan het ons mense nog tyd om mekaar lekker in te doen. En ons praat en ons sien nie wat rondom ons gebeur nie. Kyk wat gebeur daar. Hierdie manne van die Here word gestop om die evangelie te preek binne die trein. Hoekom? Omdat daar ander gelowe is. Omdat daar ander mense is met wat hulle geloof is, byvoorbeeld die moslims. You can sit there and you don't have to accept the word. Maar moenie vir my stil maak, omdat ek in 'n opdrag staan van God nie. As jy moslim is en jy wil nie die woord van die Here ontvang nie, dan het jy nie nodig om die woord te vat nie. Maar moenie vir my sê, dat ek nie die evangelie van die Here kan preek nie. Wat sê die skrif? 1 Petrus 4 vanaf vers 17 sê, die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? Luister, 18. As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? 19. Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die goeie of die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ons moet nie vir ons laat stop nie. Ons moet aangaan. Ons moet nie ophou nie. Die tyd is nou. Die tyd is nou. Moeiliker tye gaan kom. Moeiliker tye gaan kom. Ons kan nie stop, omdat mense nie daarvan hou nie. Amen. Ons het 'n verantwoordelikheid nie teenoor die mens nie, teenoor God, om die evangelie van 'n verloorgaande wêreld te gee, sodat almal, die Bybel sê nie seker is nie sommiges nie, almal, nasie, volk en taal, gered kan word. Amen. Dit is my 10 sent vir vandag. Ek glo dat u die woord geniet het. En dit gaan, my liewe vriende, gaan nie oor dat ons net wel reg wees nie. Ons is geduwd deur God om die evangelie te preek. Mense gaan ons wil stil maak. Mense gaan ons afbreek. Maar ons sal moet aanhou. Ons sal moet deurdruk. Ons moenie stop nie. Hierdie evangelie sal gepreek moet word. Al word ons in tronke gegooi, ons sal moet preek. Al word ons gemartel, ons sal die evangelie moet uitdra, want die Here gaan vir ons verantwoordelik hou. Die Here seën vir u. Mooi dag verder.